Soos daar vir elkeen van ons 'n plek is, wat vanmôre hier sit, so het almal van ons 'n plek ook by die Here. En die Here sê vir ons uitdruklik, hy sê vir ons, ek merk jou as een van my kinders. Ek merk jou as een van myne. Ek kom sê vir jou, hier is vir jou 'n plek. En vandag het ons weer die voorreg vanmôre om 'n babatjie te kan doop vir klein Noah. En klein Noah is ook vanmôre hier om te hoor dat hier is vir hom 'n plek. Die Here maak vir hom 'n plek en die Here sê vir hom, nog voor jy gebore is, het ek jou op die naam geroep en jy is myne. So ek gee geleentheid vir die ouers om vir ons vorentoe te kom, vir Tony en vir Mariska. Baie welkom julle twee. Dis 'n voorreg om saam met julle hier by die doopfont te kan staan, hè. Die belofte wat julle ook gaan maak wanneer ons hierdie water vandag op 'n klein Noah se kop sit. Nou wanneer ons hier by die doop is, dan sien ons dat die doop is 'n ooreenkoms wat God al met Abraham aangegaan het in die Ou Testament, wat ook 'n verbond genoem word. Die goeie nuus is vanoggend is dat klein Noah deel is van daardie volk met wie God 'n spesiale verhouding wil hê. Nou hierdie verbond is eintlik soos 'n testament waarin God sy erfporsie aan ons en ons kinders bemaak. Nou wat is 'n testament? In 'n testament skryf vir ons wat na ons kant toe moet kom, wat vir ons gegee moet word. Wat is ons erfporsie? Nou wat is hierdie erfporsie wat aan klein Noah gegee word? Dit behels dat God vir hom 'n God wil wees. Nou wat beteken dit? Hy wil vir hom 'n vader wees wat vir hom sal sorg en wat vir hom lief is. Hy wil die Christus wees in sy lewe, sy verlosser en sy beste vriend, en hy wil ook die Heilige Gees wees wat in hom woon en hom 'n nuwe mens kom maak. Ons gee geleentheid vir klein Noah om ook ingebring te word. Hallo Boetman. Hallo. Die doop is self deur God ingestel as 'n waarborg en as 'n verbond van sy genade wat hy met ons en ons kinders sluit. Nou om te bevestig dat julle twee nie vanmôre hier staan uit bygeloof of uit gewoonte uit nie, gaan ek ook die volgende vraag vir julle vra. En dan julle antwoord hierop is niks anders as julle persoonlike geloofsbelydenis nie. Eerstens bely julle dat julle in die Here Jesus Christus glo, dat julle hom liefhet en dat hy die verlosser is van julle lewe. Nommer 2, glo julle dat God die Vader self die inisiatief neem in die verlossing van julle kind en dat julle kind aan die Here behoort. En nommer 3, glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle lewens daagliks op so 'n wyse wil regeer dat julle oral tot eer van die Here kan lewe. Tony en Mariska, wat is julle antwoord? Julle kan hier agter kom staan. Hy is nou verskriklik geïnteresseerd in hierdie wat hier voor gaan gebeur. En het vir my gesê, hy hou baie van water. Nogal interessant, hulle sê, hy kan sy hele kop onder die water indruk, het hulle vir my gesê die week. Hy sal nie daarvan, so ons gaan nou kyk of hulle die waarheid praat. Maar hierdie water, hierdie is doodgewone water, wat Johan vanoggend vir ons hier ingegooi het. Ons weet die krag lê nie in die water nie. Hier is niks krag in hierdie water nie. Die krag lê by God. Die krag lê in God se genade. En daarom wanneer ons hierdie water vandag vat en die simboliese kruis ook op klein Noah se kop maak, dan sê ons ook die volgende: Noah, Matteo, Jordan, doop in die naam van God die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. En met dit sê ons dat hy is deel
van hierdie volk met wie God 'n spesiale verhouding wil hê. Ons sê hy is deel van hierdie gemeente en hy is deel van hierdie gemeenskap. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vir klein Noah ook te kan doop vandag, om te kan merk as een van die kinders, Here. Vader, ons weet U het 'n plan vir sy lewe. Nog voor hy gebore is, het U hom aan mekaar gesit, U het hom aan mekaar geweef en U het vir hom gesê, vir jou het ek 'n doel en 'n roeping. Vader, maar ons bid ook so vir Tony en vir Mariska, om vir klein Noah groot te maak, sodat hy sy doel en sy roeping by U sal kry, Here. Laat hy die pad sal loop wat U wil hê hy moet loop. En daarom bid ons ook vir hulle, vir die nodige wysheid, die insig en die krag om dit te kan doen. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Maar die doop wat ons ook so pas aan klein Noah bedien het, bevestig aan ons God se genade en sy liefde, en dit maak ons en ons kinders bewus van die vaste grond waarop ons geloof rus. En daarom kry julle as ouers ook nou die geleentheid om op die volgende te antwoord, om ook op God se genade te antwoord deur die volgende te beloof. Beloof julle om vir klein Noah, soos wat hy groter word, te vertel en te leer wat dit beteken om gedoop te wees, en dat hy deel is van God se genadeverbond met ons. Beloof julle om vir hom 'n voorbeeld te wees van hoe 'n mens wat in geloof en gehoorsaamheid teenoor die Here behoort te lewe, en beloof julle om hom te help om God se beloftes ook sy eie te maak, sodat hy op 'n stadium ook in sy lewe kan sê, Here, ek kan nie sonder U nie, ek wil voluit leef vir U. Wat is julle as ouers se antwoord hierop? Vriende, hier is klein Noah, en hy lê sommer klaar gemaklik hier op my bors, nee, so heel, kop terug agtertoe, hy geniet dit verskriklik. Hy voel klaar tuis en klaar deel. En dit is die wonderlike. Hier's vir hom plek hier in die gemeente. Maar ons as ouers, partykeer gaan dit met ons moeilik. Ons maak partykeer dom keuses en ons neem dom besluite. Partykeer raak ons ook lou en ons is nie meer warm nie en ons leef nie voluit vir die Here nie. En daarom het ons familie nodig. Ons het vriende nodig. Ons het 'n gemeenskap van gelowiges nodig om ons ook te ondersteun. Gemeente, neem julle ook vir klein Noah as deel van hierdie gemeente, as 'n dooplidmaat van hierdie gemeente, en beloof julle ook om vir Tony en van Mariska te help om hom groot te maak volgens die wil van die Here. Wat is ons as gemeente se antwoord hierop? Ek gaan vra dat Christo vir ons vorentoe gaan kom, dat ons vir hulle kan geluk sê en so ook die seën op hulle kan toesing. Vriende, soos die gebruik ook, vra ek dat julle sal staan en dan sing ons ook die seën van die Here op hulle as gesin toe. Baie dankie.